Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bid is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof, en dat dit sal dien tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte. Die wydingslied vanoggend, gesang 249, vers 1 en vers 4. En die lofsang is Psalm 118, vers 1 en vers 7. Ons sing die wydingslied, gesang 249, vers 1 en 4 staande, en bly staan tot na die lofsang, Psalm 118, vers 1 en 7. As ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer u grote naam. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag kom. En kom u seën in heerlikheid op wolke. Maak u volkome nie die eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer u grote naam. Soos die oë van die knegt is op die hand van sy Heer, soos die oë van die diensmeisie is op die hand van haar meesteres, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy ons genadig is. Geliefdes, genade, vrede en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen. Loof, loof die Heer met lofgesange. O Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange. Sy goedheid
met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen ieder toekoms of vergange. Sy goedheid hier in ewigheid. Dit is die Heer wat my gesterk het. Hy is my lied, my psalmgesang. Hy was dit wat my heil bewerk het. Dus loof ek om my lewe lang. Ek oral om die blye galme, van vromes na die lydingsnag. Altyd weer klink met dankbesalme. Gods regterhand doen grote krag. Die skrif leer ons, welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die skrif leer ons, almal het afgewyk, almal het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Ook nie een van ons nie, daarom buig ons in ootmoed voor die Here en bely ons sonde met die sing van Gesang 64, die eerste vers. O Heer, my sonde is so groot, dit groei net soos 'n wilde loot, wat uit my hart gespruit het. Ek wil my skuld voor U beween, wat my getrou nog
nog steeds gesien en met die guns omvou het. Ek roem hierdie genade groot, hier het verlos my uit die dood, na U is my verlange. U sien wat omgeoffer het, en self voldoen het aan U wet, dring my tot boetgesange. Aan elkeen wat in opregte geloof en met ware berou sy toevlug neem na Jesus Christus as die enigste saligmaker en verlosser, verseker die Here in sy woord. Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Saam met die kerk oor al die eeue bely ons dan nou ons algemene Christelike geloof. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie sy ryk geen einde sal hê nie. Ek glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige algemene kerk gegrond op die leer van die apostels. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons wy nou opnuut ons lewe aan die Here toe met die sing van Psalm 119, die eerste en die 7de verse. Salig wie in al opregtheid wandel in die Heer se wet, wie omsoek van ganser harte en op sy getuienis let. Salig die wat in hul wandel, nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. Help my hier dat ek kan lewe, dan wil ek U woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat U wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde, niks is daar wat my behoort. Maar een ding daarna verlang ek, dis die rykdom van U woord. Ons lees saam, broers en susters, uit die woord van die Here, 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, uit die brief van die apostel Paulus aan die Romeine, die 3de hoofstuk, van vers 9 af tot by vers 31. Romeine hoofstuk 3 van vers 9 tot by vers 31.
En terwyl ons nou die Bybel oopgemaak het, kom broers en susters, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Here onse God, hoe groot is U in mag en majesteit, in goedheid en wysheid, in liefde en geregtigheid. U alleen is waarlik goed. U alleen is volkome heilig. Ons loof U omdat U alleen waarlik God is. Ons dank U omdat U na ons toe neerbuig deur die Heilige Gees, wat U ook nou by ons teenwoordig maak. Al is ons dit nie waardig nie, al is ons min in getal, al het ons nie die regte woorde om U te prys nie, is U hier in ons midde. En dit laat ons keer op keer weer in verwondering staan voor die werklikheid dat U aan ons nederige byeenkoms hemelse luister gee. Ons bid dat U ook nou self met ons sal praat deur die mond van 'n klein mannetjie uit die stof. Laat U Heilige Gees tog die woorde van die ewige lewe in ons harte spreek, dat ons gevoed en verkoop mag word met die lewende brood en die water wat ons waarlik verkoop op die lewensweg waar ons moet wandel. Hoor ons as ons dit by U bid in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons lees Romeine 3 van vers 9 af. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hul tonge pleeg hul bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof?
Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook gehoorsaam. Die eerste vraag van die Heidelbergse Katekismus, broers en susters, die vraag ons, wat sal ons troos in lewe en in sterwe? En die antwoord daarop, ons enigste troos, is dat ons aan ons getroue saligmaker Jesus Christus toebehoort. En nou is die tweede vraag, wat ons katekismus vir ons vra, wat het ons nodig om te weet, sodat ons in hierdie troos salig kan lewe en kan sterwe? Wat het ons nodig om te weet, dat ons getroos kan lewe, dat Jesus Christus ons getroue saligmaker is, en ons aan hom toebehoort? En die katekismus sê, daar is 3 dinge wat nodig is. Ten eerste, hoe groot my sonde en die ellende is. Ten tweede, hoe ek van my sonde en die ellende verlos kan word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. As 'n mens die Romeinebrief lees, dan sien 'n mens dat die Heidelbergse Katekismus hierdie vraag skoei op die indeling van die Romeinebrief. En die brief van die Romeine in die 3de hoofstuk handel oor al 3 hierdie sake, oor ons sonde, oor ons verlossing en oor ons blye dankbaarheid. Nou het dit gebruik geword dat ons in die kerk die 10 gebooie Sondag na Sondag hoor. In baie kerke, miskien in die meeste kerke, word die 10 gebooie nie meer in die erediens gelees nie. En daar is baie redes voor. Een van die redes raak ons natuurlik ook. Dit word afgesluit. Dit word 'n soort gewoonte. Ons hoor dit, maar ons hoor dit ook nie meer nie. Dit is maar net 'n deeltjie van die erediens. As dit nie gelees word nie, dan sal almal met een sê, nou, maar hoekom het jy nie die wet gelees nie? Maar as dit gelees word, dan gaan dit by ons verby sonder dat ons nadink, wat beteken die wet wat dan nou vir ons gelees is? Waarom doen ons dit? Daar is baie kerke wat sê, ons moet dit glad nie meer doen nie, want Jesus het die wet vervul, en ons is nie meer aan die wet gebonde nie. Maar die wet, broers en susters, is vir ons soos 'n spieël. Spieël wat vir ons sonde en ons verlossing en ons dankbaarheid leer ken. En daarom is dit nie onnodig nie, maar is dit nodig dat 'n mens elke keer weer in hierdie spieël gaan kyk, sodat jy jouself daarin kan raak sien. En die eerste ding wat hierdie spieël vir ons wys, is dat ons almal sondaars is. Paulus skryf die brief aan die Romeine. In daardie gemeente was daar ook Jode wat tot geloof gekom het, maar daar was ook Jode wat Christus verwerp het en gesê het, ons het hom nie nodig nie, want ons is die kinders van Abraham. En ons is in die verbond, en daarom is ons met die bloed in ons are alreeds in die regte verhouding met God. En Paulus begin hierdie hoofstuk wat ons gelees het deur te sê, het ons dan nou 'n voorrang? Beteken dit nou dat 'n Jood beter is as 'n heiden? En Paulus sê beslis nie. Luister wat sê die skrif. En die skrif praat met Jode. Sê, ons weet dat die wet bedoel is vir die wat onder die wet is. So dit wat in die Ou Testament geskryf staan, sê Paulus vir daardie Jode, is vir julle bedoel. En wat sê die Ou Testament? Die Ou Testament sê, daar is niemand regverdig nie. Selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie.
Daar is niemand wat God soek nie. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. As 'n mens nou in die spieël van die wet gaan kyk, broers en susters, dan sien jy dit raak. Dat ook ek is een van die wat nie goed doen nie. Ook ek is een van die wat nie regverdig is nie. Ook ek is een van die wat nie na God soek nie. As ons na die wêreld om ons luister, dan ontken die wêreld hierdie boodskap. Die wêreld sê, sonde is nie iets waaroor 'n mens jou regtig vreeslik moet bekommer nie. By geleentheid het 'n hoogleraar in die Nuwe Testament vir my gesê, sonde is 'n ou middeleeuse begrip waarvan die kerk maar moet ontslaa raak. Want dat 'n mens inherent goed is, en dat 'n mens inherent die goeie nastreef, dis die valse uitgangspunt waarop ons hele moderne samelewing gebou is. Mens sien dit nêrens beter nie as by 'n begrafnis. Want by 'n begrafnis, iemand kan so roekeloos geleef het as wat dit maar kan, word daar gesê dat hy tog 'n goeie mens was. En dat ons sy lewe kan vier, want hy was 'n mens wat goed gedoen het, en 'n goeie pa, en 'n goeie ma, en 'n goeie mens wat alles oorgehad het vir sy naaste, en daarom is sy plek in die hemel seker. Het jy al ooit gehoor dat by 'n begrafnis gepreek word? Soos dit hoort? Hierdie ontslapene is 'n sondaar. Hierdie ontslapene se lewe was nie volmaak nie. As jy na hom gaan kyk, nie in die spieël van jou eie sentiment nie, maar in die spieël van die wet, sien jy iemand wat doemwaardig is voor God. Wat 'n verskriklike uitspraak, broers en susters. Ons verdien die verdoemenis. Dis wat ons werd is. Ons is die verdoemenis waardig voor God. Want ons is almal sondaars. Ons is almal mense wat ontaard het. Ons is almal mense sonder vrees vir God, en dit ontbreek ons almal aan die heiligheid van God. Dis die eerste ding wat die wet vir ons wil sê. As ons nou vanoggend die wet gelees het, en ons het dit gehoor, kan ons nie op die skouer klop en sê, o, ek het dit alles nagekom nie. Inteendeel, ons moet vir onsself sê, hoe sal ek dit ooit alles kan doen? En dan leer die apostel Jakobus ons nog daarby, as 'n mens aan een deel van die wet skuldig is, een gebod oortree het, het jy almal oortree. Die wet is 'n eenheid. As jy nou nie steel nie, en nie egbreek pleeg nie, en al die dinge doen, maar jy laster die naam van die Here, dan is jy skuldig aan al die gebooie. Een sonde bring jou onder die oordeel van God. Immers, Adam en Eva het nie al die gebooie oortree nie. Hulle het net een oortree. En daarmee die oordeel van God oor ons gebring vir altyd. As ons dan die wet gehoor het en ons kyk in die spieël van die wet, wat sien ons dan? Dan sien ek, in myself is ek nie 'n goeie mens nie. Ek kan voldoen aan die vereistes van die wêreld vir dit wat 'n goeie mens is.
Maar ek kan nie voldoen aan die vereistes van God vir dit wat 'n goeie mens is nie. Want ek is 'n oortreder van die wet. In my lewe 'n Adam en 'n Eva. En wanneer ek dit besef, dan besef ek is doemwaardig voor God. En dis wat Paulus nou vir die Jode skryf. Julle kan nie gaan julle self beroem op julle bloedlyn of oor wie julle is of wat julle doen nie. Julle is almal doemwaardig voor God. Jood en heiden, ook u en ek. En as ons dan so doemwaardig is, waar gaan ons dan heen? En dis die tweede ding wat die apostel dan skryf. Deur die wet is die kennis van die sonde. Deur die wet leer ek myself as sondaar ken. Deur die wet wat hier gelees word, besef ek verdien God se oordeel. Maar dis nie al wat in die Bybel staan nie. Dis nie al wat God aan ons bekend gemaak het, is sy wet en sy gebooie nie. Hy het aan ons bekend gemaak die geregtigheid wat daar in Jesus Christus is, sonder die wet. Die geregtigheid wat daar is, nie omdat ons alles gedoen het wat God van ons vra nie, maar ten spyte daarvan dat ons gedoen het wat hy nie van ons vra nie. Ten spyte daarvan dat ek 'n sondaar is, het hy met my die verhouding kom regmaak. Hy het sy reg aan my kom betoon. En die hele skrif getuig daarvan. Die hele skrif getuig daarvan dat God reg teenoor ons optree deur Jesus Christus. Hy veroordeel ons nie. Hy verdoem ons nie. Hy red ons. En die redding is daar vir almal. As ek nou in die spieël kyk van die wet, en ek sien hierdie doemwaardige mens, dan sien ek ook in hierdie spieël die mens vir wie Jesus Christus kom red. Dan sien ek my gesig as die van 'n sondaar, maar as ek my oë knip, dan sien ek my gesig, en nou lyk dit soos Jesus Christus se. Want hy het my kom regverdig maak, deur sy genade. Almal wat gesondig het, almal wat dit aan die heerlikheid van God ontbreek, hulle is deur die genade van Christus sonder verdienste geregverdig. Want hy het die hele wet van God volbring. Hy het die hele reg van God volbring. Hy het vir ons dit moontlik gemaak dat ons nou met God versoen kan wees. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. En nou kan ons lewe. Nou kan ons gaan lewe sonder om te sê, maar ek is eintlik in myself goed. Nou kan ek lewe in die besef dat ek in myself die oordeel van God werd is. Maar in sy genade het hy my gegryp en deel gegee aan die lewe. En daarom het ek niks om oor te roem nie. Daarom wanneer ek by my einde kom, dan hoef die dominee nie te preek oor hoe goed ek was nie. Hy hoef net te preek oor hoe goed Jesus Christus is. Hoe groot God is, dat hy 'n verlore sondaar deel gee aan sy koninkryk en aan die ewige lewe. Wat sien ek dan in die spieël? Ek sien 'n sondaar, maar ek sien in dieselfde lig, in dieselfde spieël 'n begenadigde sondaar.
Ek sien die grootheid van God. Ek sien die liefde van God. En dis die tweede rede hoekom hier die wet vir ons gelees word, Sondag na Sondag. Sodat ek nie self sal probeer om my aan my skoenrieme uit die poel van die sonde en die verdoemenis op te trek nie, maar omdat ek Jesus Christus se gesig in die spieël sien, na hom toe sal hardloop vir my verlossing en my saligheid. Die wet vir my sê, wat jy self nie kan nie, dit doen Christus vir jou. Kom na hom toe, almal wat vermoeid en belas is, en hy sal julle rus gee. Almal wat moeg gespook en gespartel is, om soos die Jode en die Fariseërs en die wetgeleerdes self te probeer opklim na die hemel toe met goeie werke, kom na Jesus toe. Hy het klaar vir julle opgetrek na die hemel toe saam met hom. En dan kan ons met hom gaan wandel in die wêreld. En dis die derde rede hoekom ons hierdie wet gereeld lees. Dat ons kan weet hoe ons in hierdie wêreld voor God moet lewe. Die katekisme sê in ware dankbaarheid. En dankbaarheid beteken gehoorsaamheid. Dankbaarheid beteken toewyding. Dankbaarheid beteken diensbaarheid aan die Here. Dankbaarheid beteken dat ons heilig voor God sal leef. Dat ons wat gered is, ons verlossing sal uitlewe in die wêreld. Deur rein te leef, deur wetsgehoorsaam te leef, deur te lewe as mense wat ons self aan God toewy as lewende en heilige offers. Hoe leef iemand wat gered is uit die regverdige oordeel van God? Anders as om te lewe in onbreekbare liefde vir Christus. En daardie spieël wys vir ons die pad. Wys vir ons die pad van die liefde van Christus. Wys vir ons hoe lyk die liefde vir Christus. En hoe lyk die liefde vir Christus? Die wet leer ons hoe om God lief te hê. Want die liefde tot God bestaan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. En daarom, broers en susters, is dit verkeerd om te sê 'n gelowige het nie meer die wet nodig nie. 'n Gelowige het die wet nodig. Paulus sê dit ook. Hy sê maak ons die wet tot nut deur die geloof. Het ons nou nie meer die wet nodig omdat Jesus Christus dit vir ons vervul het. Omdat die wet ons wys hoe groot sondaars is, hoe groot die genade van God is. En as ons dit nou ken, dan het ons niks meer van die wet verder nodig nie. Paulus sê natuurlik nie, ons bevestig die wet. Want die wet leer vir ons, hoe lyk die liefde tot God en die liefde tot ons naaste. Die wet leer ons hoe leef iemand wat verlos is. En daarom kan ons ook in die spieël gaan kyk. En onsself afvra, as ek nou in hierdie spieël gekyk het, hoe lyk my lewe as 'n verloste mens? Leef ek so, dat ek met hierdie lewe inderdaad die dankbaarheid in die wêreld uitstraal van iemand wat uit die poel van die verdoemenis gered is. Nie deur sy eie pogings nie, maar deur die genade en die liefde van God. Daarom, broers en susters, is dit nie maar net 'n gewoonte om die wet te lees in die erediens nie. Die 10 gebooie, die samevatting van die wet, wat ons keer op keer in die erediens hoor, die word vir ons soos 'n spieël opgehang, dat ons daarin kan gaan kyk, en ons self kan leer ken,
kan weet hoe groot ons sonde en ellende is. Kan weet hoe groot die verlossing is wat in Jesus Christus na ons toe gekom het. Kan weet hoe om in dankbaarheid voor hom te gaan lewe. Die wet is belangrik, want daar waar die wet klink, daar waar die 10 gebooie klink en 'n mens laat besef hoe groot sy sonde is, hoe diep sy ellende en verlorenheid, daar klink ook die stem van Jesus Christus wat hom roep na hom toe. En daar skyn die lig van die Heilige Gees wat ons hele lewe wil beheer en in ons wil woon, dat ons kan leef in gehoorsaamheid tot die eer van God. Dis meer as gewoonte. Dis meer as maar net iets wat ons elke dag doen. Dis noodsaaklik dat ons dit hoor, dat ons dit begryp, dat ons daaraan gaan meet, want dan word die prediking wat volg vir ons waarlik voedsel van die ewige lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, aan U ons lof en ons dank en ons aanbidding. Voor U kom ons in die volle wete daarvan dat ons doemwaardige sondaars is. Maar ons kniel aan die voete van die kruis van ons Here Jesus, wat vir ons die voorhangsel na U toe middeldeur geskeur het. En in U teenwoordigheid kom ons met diep dankbaarheid, want U het ons verlos. En ons loof U en ons prys U. En ons bid, o Heilige Gees, neem van ons lewe voluit besit. Kom en woon in ons harte. Maak ons waarlik mense wat in hart en siel en wil in alle dinge onsself gee as heilige offers wat vir U welgevallig is. Wat die heil wat U vir ons berei het uitwerk in die wêreld deur die beeld van Christus te vertoon. Laat U wet vir ons wees, Here, 'n spieël waarin ons eie ellende ken, maar ook 'n spieël waarin ons die wonder van die verlossing van Jesus Christus raak sien. En ook 'n spieël waarin ons leer hoe die pad lyk wat ons as gelowiges deur die wêreld moet loop na die heerlikheid toe. Ons bid dat U in hierdie week wat voor ons lê, U hand oor ons sal hou. Ons bid vir hulle wat ons besondere voorbereiding nodig het vanweë siekte, omdat hulle minder bevoorreg is na die materiële, mense wat koud en honger is in hierdie dae, hulle wat wanhoopig geraak het as gevolg van die omstandighede waarin hulle bevind. Ons bid vir die land waarin ons woon. Daar is soveel misdaad, soveel dreigemente, soveel onsekerhede. Bo alles, Here, daar is so min erkenning van U mag. Ons bid dat U self in hierdie land opnuut U woord sal laat klink, deur U stem ons tot gehoorsaamheid sal bring, en dat U vir ons in die gehoorsaamheid 'n nuwe dag sal laat aanbreek. Maar terwyl ons onder U tug staan, wil U ons ook die lankmoedigheid gee van die geloof, om te volhard en te vertrou. Ons erken voor U ons skuld en ons sonde, wil U ons vergewe, en in die krag van U Heilige Gees oorwinnaars maak oor ons eie swakhede. Dit alles bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 68. Ons sing die eerste, die derde en die 5de vers van gesang 68. God enkelig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Eer waar dan heen tot u alleen, u sal ons nooit begewe. U eie seun, ons borg en steen, is ook ons weg tot lewe. Gee ons al meer om u te eer, geloof voor ewig sterke, dan doen ons bly aan u gewy, uit liefde goeie werke. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster, sal by u almal bly. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want u is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen.